Groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thuis en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons daagliks hoofstukke in die Nuwe Testament lees en die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Efesiërs hoofstuk 3 en die opskrif lees God se geheime plan. Hier volg nou die rede waarom ek, Paulus, die gevangene in diens van Christus, vir julle, die nie-Jode, bid. Julle het seker gehoor van die bediening wat God uit onverdiende goedheid aan my toevertrou het. 'n Bediening in julle belang. 'n Geheime plan is deur openbaring aan my bekend gemaak. Oor die geheime plan het ek hierbo kortliks geskryf. Deur dit te lees kan julle 'n begrip vorm van my insig in die geheime Christusplan. God het hierdie geheime plan nie in vorige geslagte aan mense bekend gemaak nie, maar nou het hy dit deur die Gees bekend gemaak aan die apostels en profete wat aan hom toegewy is. Die geheime plan is dat die nie-Jode as Christene mede-erfgename is, dat hulle saamlede van dieselfde liggaam is en saam deel het aan die beloftes wat deur die goeie nuus verkry word. Uit onverdiende goedheid het God my die gawe gegee om 'n dienaar van hierdie goeie nuus te word. Die gawe is aan my gegee deur die werking van God se krag. Aan my, die heel onbelangrikste van al God se mense, is hierdie onverdiende goedheid gegee om aan die nie-Jode die onmeetlike rykdom van Christus te verkondig. Ek moet vir almal duidelik maak hoe God, die skepper van alle dinge, die geheime plan wat nog altyd verborge was, werklikheid maak. Die doel hiermee is om nou deur die kerk vir al die bose hemelse regeerders en maghebbers te wys hoe allesomvattend die wysheid van God sy ewige plan is. Die plan wat hy deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoer bring. Deur Christus en ons geloof in hom kan ons met vertroue vrymoedig na God toe gaan. Om hierdie rede vra ek dat julle nie moedeloos word oor my swaar kry ter wille van julle nie. Dit strek tot julle eer. Daarom kniel ek voor die Vader. Hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op aarde. Mag hy deur sy Gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gewortel en gegrond wees. Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed en lank en hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die kerk wat aan Christus Jesus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, daar het ons die geskrewe woord van God. Onthou, die Here is lief vir u.